die musiekspan sê dankie, altyd lekker om saam hulle te bedien. En lekker om die naam van die Here groot te maak. Amen. Kyk gou vir die ou langs en sê vir hom, ek bly jy sê. Nee, maar nou nie sê soos 'n vrou vir 'n man sê nie. Sê rarig, ek bly jy sê. Amen. Ek is so bly. Ek behoort aan die Here. Amen. Ek wil vir u gedeelte vanaand voorlees in Exodus 14de hoofstuk, die 13de vers. Hy sê die woorde en Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie. Staan vas en aanskou die verlossing van die Here wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle nie weer sien tot in die ewigheid nie. Kom ons bid saam. Vader, met 'n wonderlike voorreg om vanaand in die huis van die Here te kan wees. Dankie dat ons kan verklaar, Here, gaan nie oor ons nie, dit gaan oor U. Gaan oor die grootheid, die genade, die krag en die sterkte. En ek wil vanaand bid, o Gees van God, dat alle verstande behoor gaan, dat U vanaand sal inkom en ons harte sal aanraak. Here, kom vou ons toe vanaand, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanaand vir ons sê. Dankie dat ons weet, Here, U is in hierdie plek om met elke een van ons te ontmoet. Here, ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen. Ek wil vanaand so 'n bietjie met jou gesels rondom die gedagte, aanskou jou verlossing. Wow, wat 'n awesome gedagte is dit nie vanaand om te dink dat daar's iets wat God wil hê jy moet sien nie. Dis nog ons snaaks dat die vyand sal altyd probeer om jou die negatiewe te wys. Hy sal probeer om jou die probleem te wys. Hy sal probeer om jou die krisis te wys. Hy sal probeer om jou die see te wys. Hy sal probeer om jou te wys, jy's vasgevang. Hy sal probeer jou wys, jy's in die tronk. Hy sal probeer jou wys, daar's niks wat iemand vir jou kan doen nie. So ons snaaks dat toe Moses hierdie gedeelte geskryf is daar iets wat gebeur het, want hulle het voor die see gestaan om daar neer te gaan. Nou ek het so 'n bietjie gaan navorsing doen vanmiddag, net so 'n bietjie gaan kyk oor wat hierdie see se kragte en se goed is. Ek wil so 'n bietjie meer weet rondom wat hier aangaan, maar dadelik toe ek hier na begin kyk toe, is daar 'n paar goed wat vir my sin maak en 'n paar goed wat ek eers wil hê dat ons vanaand moet kyk, want vers 14 sê, die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. So die eerste ding wat God vanaand sê is, bly stil. Amen. Ek weet dit is moeilik. Dit is altyd snaaks as daar 'n fight is. Hoeveel mense kan stil bly? So ontstaan soos dinge begin warm raak. Hoeveel ouens is eerste, en jy weet soos hy Fox Terrier. Hy is voor, hy is deel van die vak. En hoeveel ouens bly stil? Hoeveel ouens kan terugstaan en sê, weet wat, ek gaan nie stry nie, God sal namens my stry. Ek gaan nie probeer om iets te doen nie, God sal namens my opstaan. En dadelik toe ek dan begin dink, toe begin ek my hart wakker te maak. Want weet jy wat, daar is soveel van ons wat vanaand staan voor 'n see. Daar is soveel van ons wat vanaand staan voor omstandighede, voor probleme, voor 'n krisis. En wat sien ons? Dit wat die vyand ons wys, of dit wat God ons wys. Want jy sien, die see was nooit 'n struikelblok nie. Die see was 'n meer. Die see was nooit 'n plek waar hulle vasgevang was nie. Die see was 'n plek waar wonders kan plaasvind. Die see was 'n plek wat hulle geleer het om eers te vertrou. Om eers te sê, my vertroue is in die Here. Nou vers 15 sê dit nogal baie mooi, en ek wil dit gou vir jou lees hierso. Hy sê, toe sê die Here vir Moses, wat roep julle my aan? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. So wat sê hy vir hulle?
stil en begin beweeg. Kan ek dit maar vanaand sê, dis nie maklik om na die wal van die see, of na die punt van die see toe te stap, as daar nog water is nie. Dis nie maklik om na die punt van jou probleem toe te stap, as hy voor jou staan nie, maar hy gaan nie beweeg, voordat ek en jy nie begin beweeg nie. Hy gaan nie beweeg, voordat ek en jy nie vanaand sê, ek weet nie hoe die pad lyk nie, maar ek weet verseker, God sal 'n pad maak, waar my voete neersit, want hy is in staat om my deur te dra, deur elke omstandighede, elke probleem, elke ding waardeur ek gaan, is God in staat. I will not look at the sea. Volgende vers sê God vir Moses, tel op jou staf. Hef jou staf op en steek jou hand uit, oor die see en kloof dit. En kom het ek vanavond by dit kom stilstaan. Ek wil jy moet vanavond verstaan, jou probleem lyk groter as jou uitkoms. Hoor wat ek sê. Jou see is baie keer groter as die pad wat God deur die see maak. Jou see lyk of het jou gaan verdelg, en of het jou gaan doodmaak, en of het jou gaan toemaak. En ek het so 'n bietjie gaan nalees, want ek wil weet, ek wonder hoe ver het hulle deur die see getrek. En baie mense sê hier die woorde, dat hulle het omtrent 'n kilometer, pastoor, maar hulle was seker so op die kant. Maar die naaste plekke oor die see was tussen 10 en 20 kilometer wat hulle deur hierdie see moes stap. Daar was 'n seentjie wat eendag hierdie verhaal gehoor het by die skool, en hy spring op, hy sê, "Wow, loof die Here, want hy het 'n pad deur die see gemaak, waar ander nie kon loop nie." En die juffrou was so 'n bietjie 'n ateïs, sy het vir hom gesê, "Jong, hulle sê, die see was nie dieper op daai punt as enkeldiepte nie." Oh, nou man, ek is niks aan hulle, hy sê, "Loof die Here, daar is nog 'n groter wonderwerk wat ons nie gesien het nie." Sy sê, "Wat is dit?" Sy sê, "Laat hy 'n enkeldiepte al die Egiptenare verdrink het, want dis wat my God kan doen, ongeag wat die vyand probeer sê, ongeag of hy dit opwarmel maak, ongeag of hy probeer om jou negatief en moedeloos te maak. Ek wil vanaand vir jou sê, God het vir jou verlossing, as wat jy kan aanskou. As jy voor jou probleem staan, moenie dink aan hoe diep die see, of hoe groot die probleem nie, begin te sê, my vertroue is in die Here. Ek weet nie hoe ek het gaan doen nie, ek het miskien nie 'n staf nie, pastoor. Want ek het romstok vat. Ek het nie 'n staf nie, maar ek het 'n romstok. Ek het nie 'n staf nie, maar ek het 'n stem. Ek het nie 'n staf nie, maar ek het vanaand oor om te hoor. Ek het nie vanaand 'n staf nie, maar ek het die woord van God in my hand. Ek het nie vanaand 'n staf nie, maar ek het die waarmaker, die skepper van die hemel en aarde aan my kant. En dit maak nie saak wat die wêreld sê, of wat hulle probeer nie. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus, wat my die krag maak. My see is my stepping stone. Hoe lyk jou geloof vanaand? As jy bereid om tot by die see se punt te stap en die eerste tree te gee. Ek het nog gewonder, hoe breed het die see opgegaan. Want daar was tussen 2 en 6 miljoen Jode daardeur. Ek wonder, hoe lang het dit gelyk? En weet wat kom ek agter? Ek het nie nodig
om die ander kant te sien, as ek aan hierdie kant vertrou nie. Ek het nie nodig om te weet hoe ek hier gaan deurkom, as ek weet, God is besig nie. Ek hoef nie vanaand te kyk na of dit veilig is nie. Ek kry hierdie ouens so jammer wat noem hulle self die ouens wat veiligheid, safety and equipment, safety and something officers, safety officers. Yes, ek kry die ouens jammer. As daar nou 'n safety officer was, en ek sê, never, jy kan nooit hierin, daar's nie 'n manier nie, ons sal nie toelaat ons julle bonusse sny, ons sal alles wegvat, want jy kan nie hierin gaan nie. Kan ek maar vanaand vir jou sê, wat hulle nie verstaan nie, is ek is veilig in die hand van die Here. Ek het nie vanaand nodig om te vertrou op 'n mens, of 'n boot, of die kragte van hierdie wêreld nie. My vertroue is in die Here van die leerskare. So partykeer moet ek iets ophef. En ek het baie hieroor gaan dink, want baie van ons soek 'n staf. Baie van ons wil ons stem ophef. Baie van ons wil ons hand optel soos Moses en hy geestelike ding doen van prys die Here. Maar my Bybel sê, if you lift Jesus higher, he will draw all men unto him. En wie het begin ek te besef, dat wanneer ek voor 'n krisis staan, as ek hom kan oplig, sal die mense begin naderkom, om diezelfde wonder, en diezelfde teken, en diezelfde ervaring te kry, as wanneer ek gaan. Waarom? Nie omdat ek goed is nie, nee, maar omdat ek hom opgetel het, omdat ek hom gevat het, en geplaas het op die rots. En weet wat? Toe jy aan dink vanaand, dink ek by myself, Shame, ek wonder hoeveel ouens het nie ingegaan nie. Kyk, jy kry in die kerkwêreld, kry jy, ons nou met die Pareto beginsel, 20-80%. Jy kry 20% van die ouens, wat die ding sal begin, 80% sal volg. Ek wil net eers kyk of het veilig is. Ek wil net eers kyk wat gaan gebeur. Kan ek nog vanaand vir jou sê? Ek is nie vanaand hier om te kyk nie. Ek is nie vanaand om te ken. Ek is nie vanaand om voor te loop. Waarom sê ek so? Want weet jy wat? As God sê, aanskou die verlossing, dan bedoel hy, kyk verby. As hy sê, aanskou jou verlossing, dan bedoel hy, kyk na Jesus. Dit maak nie saak waar jy is en in watter omstandighede is nie. As jy hom in die oog het, kan ek jou waarborg, jou verlossing is binne ryk afstand. Jou verlossing is vandaan voor die deur. Jou verlossing is tasbaar van jou af. Ons soek te veel na antwoorde. Ons soek te veel na logiese antwoorde. Ek wil begin klaarmaak, want toe ek hierna begin kyk, te begin dit in my hart wakker te word, dat logika gaan nie nou help nie. Ek dink een van my grootste frustrasies toe ek in die sakewêreld was, of in die, toe ek geboor het op die plaas was, nie almal se logika maak sin nie. En nie almal het die vermoë om logies te redeneer nie. En weet wat met my vandag die eerste keer in my hart wakker geword, so sê ek, Here, ek is so jammer, ek het logika. Hy pastoor ook nie so sê, kan ek jou sê hoekom? Want weet wat, solank as ek logies probeer dink,
is daar nie vir my plek om te vertrou nie. Solank as dat ek dink hierdie see is 'n probleem, solank gaan ek 'n probleem wees. Maar die oomblik dat ek begin sê, "Wel, ek weet nie, ek verstaan nie, ek kan nie vir jou antwoord nie, maar ek weet verseker, hy is 'n waarmaker van sy woord." En hy het gesê, "Aanskou jou verlossing." Kan ek dit vir jou sê, kyk gaan vir jou langs jou, sê vir hom, "Aanskou jou verlossing." Weet what's amazing? Toe ek vanmiddag kyk na 'n prentjie van die kruis, waar Jesus aan die kruis is, toe hoor ek hierdie woorde, "Aanskou jou verlossing." Jy was vuil, jy was verlore, jy was in 'n moddersluit, maar hy het jou uitgehaal en gewas met sy kosbare bloed, en daarom is jy vanaand vrygekoop deur die bloed van die lam. You see, sometimes, partykeer val dit te see om jou tot stilstand te bring. Het is nogal snaaks dat as dit goed gaan met jou, bly jy beweeg. Of as die vyand vars op jou hakke is, dan bly jy beweeg. Maar het is snaaks dat God sê, word stil. Raak stil en aanskou jou verlossing. This is not something you can do. Ek het vanmiddag besef hoekom sê God bly stil. Kan ek jou sê, hy wil nie voorgesê word hoe hy dit moet doen nie. Bly 'n bietjie stil en vertrou op hom. Get up and get walking. Pastoor, ek sien nog nie 'n pad nie, moenie worry nie. God het nie die pad gemaak 3 dae in advance nie. En die pad gemaak toe oor die see se wal kom. Pastoor, die rigting wat ek in beweeg, voel ek dat daar's geen alternatief of uitkoms nie. Dan wil ek vir jou sê, ek is so bly, jy is daar. Want waar geen alternatief of uitkoms is nie, is net een ding teenwoordig. Ek weet nie wat ek gaan doen. Ek het iets besef, dis die woorde wat God die meeste in sy lewe wil hoor. Here, ek weet nie hoe ek dit gaan doen nie. Wat sê vers 14? Vers 14 sê, die Here sal vir jou stry. Jy moet net stil wees. Die tweede ding wat ek aan gedink het, ek het 'n oulike kiewiet wat voor my erf is. En ek weet of julle al gesien hoe oulik is 'n kiewiet nie. Hulle is nogal heel skerp, veral as daar kleintjies is. As jy so nader stap en waar die kleintjie is, dan vlieg hy op jou af en hy duik so op jou af en hy probeer jou aandag weg te trek van die kleintjie af. En wat doen die kleintjie? Hy krimp in mekaar en hy gaan sit jou stil dat niemand moet sien waar sy. En dan sal die mama aangehardloop kom en dan sal sy begin mankloop. Want wat die jakkalsin gedoen,
So she fights her own injury. Om die aandag af te kry van die een wat stil is en wegkruip. Kan ek het vanavond vir jou sê, as jy stil is en jy kyk, sal jy die verlossing van God begin sien. Wat doen ons? Nee, Here, nie so nie. Here, doen dit liever so. Of Here, vat daai ou weg. Bly stil. Want die oomblik wat jy gaan begin om in te meng, is die aandag nie gevestig op die een met jou beskerm nie. Dis gevestig op jou. So partykeer wil God hê, raak stil in jou omstandighede. Ek het die afgelope 2 weke het ek iets begin doen. Ek het probeer om vir 'n dag of 2 of vir 'n uur of 2 op 'n dag stil te raak. Dis moeilik, ek sou dit kan praat. Maar wie weet wat ek begin doen? Ek het in my sitkamer gaan sit. Dan sit ek my foon op silent neer, dat hy kan maar lei vir 'n rukkie. Sal nou wel wees. Dan probeer ek vir 'n uur net om stil te raak in God se teenwoordigheid. En weet wat ek begin sien, hoe meer ek begin stil raak het, hoe makliker was my deurbrake. En ek wil jou vanaand challenge. Raak stil en sien die verlossing van die Here. Elke hoofd gebuig, elke oog gesluit. Wil jy niemand moet rondkyk vanaand nie? Jy sal ook vanaand hier en jy sê, o Here, ek ken nie my probleem nie. Ek wil vanaand vir jou sê, God sien nie jou sien nie. Hy sien jou uitweg. God sien nie jou stryd nie. Hy sien jou oorwinning. Maar jy sal moet opstaan en begin om in oorwinning in te gaan. As jy vanaand hier sit en sê, Here, ek wil opstaan en nader na my probleem te beweeg. Want ons is geneig om, soos 'n probleem sien, en trouwens wegbly van hom af. Want is 'n probleem. Ek wil vanaand opstap en nader begin stap. Hoekom sê ek dit? Want hoe nader ek kom, hoe nader sal my uitkoms en my oorwinning wees. Storms 20, tussen 10 en 20 kilometer deur in die see stap. Weet jy hoe erg is dit? Dan wil ek vanaand vir jou sê, is erg om maar deur te stap, né? Is erger om daan te verdrink. En God sê jou vyande sal verdrink. Soos jy vanaand hier sit en sê, Here, ek wil opstaan en my verlossing sien, en wil ek jou nooi, staan op jou voete, wil saam met jou bid vanaand.
Onze Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Here, kom vanaand na U toe, net soos ek is. Here, ek wil vanaand kom, en elke persoon wat nou op hulle voete staan, wat sê ek is bereid om nader te staan, ek is bereid om 'n kans te vat, wil ek vanaand voorkom en sê, Here, ek is so bly, U het my nog nooit teleurgestel nie. En U sal ook niemand teleurstel nie. Here, en soos dat die vyand van ons probeer wys, hoe groot en hoe diep die see is, en hoe hoog die berg is, en hoe groot die vyandsmag agter ons is, wil ek vanaand sê, vyand, let op. God is besig om 'n pad deur my omstandighede te maak. Here, ek vat U vanaand op U woord. Ek vat vanaand oorwinning. Ek vat vanaand die krag van God. Ek vat vanaand hierdie wete. Ek sal my verlossing sien. Want U sê, aanskou jou verlossing. O Here, en as ek aan die ander kant kom, sal ek juig en jubel. En ek sal in die eer gee, in Psalm 50:15 sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Here, ek wil die eer vir die dinge waardeur ek reeds is. Ek wil die eer vir die probleme wat ek reeds deurgegaan het. En daardeur is, en ek wil die eer vanaand vir elke oorwinning wat ek reeds behaal het. Here, en al voel hierdie een soos die grootste een, weet ek, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways you cannot see, but He will make a way for me. Here, ek eer U, ek loof U en ek prys U, vir dit wat U vanaand ons hart en lewens doen, in Jesus wonderlike naam. Amen en amen. Ek kan die sitplekke neem, gevra die musiekspel sal daar van vore kom. My laaste gedagte, gaan ek so 'n bietjie mag ek maar so 'n bietjie stout wees, mag ek maar so 'n bietjie wie van julle was al by 'n aquarium? Nou gesien as jy by 'n aquarium ingaan, dan is daar swembaddens met water wat jy kan staan en die visse sien. Jy het ooit daaraan gedink dat hierdie Israeliete was in die eerste aquarium wat nooit die rande gemaak is nie. Because there was walls of water. And they swam and they had a look. En ek dink 'n paar gesê hier, hy kabeljou gesien. Jy het walvis gesien op my seekant. Ek wil vanaand vir jou sê, dis binne in jou stryd, dat God baie keer die mooiste goed vir jou wys. As jy net opkyk en bereid is om dit raak te sien. Amen. Dankie, Chris. Baie dankie, pastoor. Kom ons